So ek gaan vra, laat ons almal net dan nou staan, en dan sal Elsie en die familie inkom asseblief. Dankie. Ons Hemelse Vader, Here, ons kom na U toe vandag net soos wat ons is. Here, ons wil begin deur U naam groot te maak, deur U te loof en U te prys, Here, in hierdie omstandighede. Want Here, U is ons God, U is ons Here, U is die gewer van lewe. Ons nooi nou ook U Heilige Gees om hier teenwoordig te wees. Ons verwelkom U in ons midde. En ons vra, Here, dat U met ons sal wees deur hierdie diens, dat U vertroosting sal bring. En dankie, Here, dat ons kan weet dat U sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Here, ons bid dit vandag in die almagtige naam van Jesus Christus tot eer van God deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, dit is vir my 'n voorreg om julle almal welkom te heet namens die familie by die viering van Herman Havenga se lewe. Dit is dan ook vir my 'n besonderse voorreg om pastoor evangelis Roy Strauss en sy pragtige vrou Stella welkom te heet, wat dan ook saam met my die diens gaan lei. Roy was 'n ou kollega en is 'n vriend van Herman en Elsie van hulle Koevoet daar af, ook aan die Koevoet bondslede wat hier is, die polisie bond en al ons kollegas en oud-kollegas, baie, baie welkom. Elsie, Amor, familie, vriende, kollegas, dis vir my 'n eer en 'n voorreg om namens die bediening van Liefde en Geloof, Internasionaal, School of Fire en Miracle Place, ons innige meegevoel te betuig met die verlies van 'n lewensmaat, 'n pa, 'n broer, 'n swaar, 'n oom, 'n kollega en 'n vriend. Dis die rolle wat hy in ons lewens gespeel het. Dit is dan ook ons gebed dat ons Hemelse Vader ons sal deurdra in hierdie moeilike tyd van rou en hartseer. En ek sê ons, want ek staan nie net hier as 'n pastoor nie. Ek staan hier as 'n vriend en as 'n ou kollega ook, en dit is maar moeilik baie keer ook. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, ek gaan nie net hier staan en net 'n klomp goed kwytraak terwille van net 'n begrafnis. Ek het by die Here gaan hoor waaroor ek vandag moet praat en wat is die boodskap wat ek moet bring. En ek glo ook, dit is ook so moet Roy is, wanneer hy hier voor ons staan. So, vir Herman kan ons niks meer doen as mens nie. Hy is nie hier nie, maar ons weet dat hy lewe. Dit maak dit anders. Maar steeds is dit hartseer vir ons wat agterbly. En ek glo dat die Here het vir my 'n boodskap gegee vir ons almal wat agterbly, wat ons kan saamvat en wat ons iets mee kan doen. Ek het so net voor die naweek het ek in die middel van die nag hier in die oggendure 2-3 wakker geword en duidelik het die Here vir my net daar, ek is nog so half deur mekaar, maar ek kan baie goed onthou, dat die Here op my hart gelê het, waaroor ons moet praat vandag. En die tema van hierdie boodskap vandag is dan geliefde vriend en kameraad. En dit is wat wie Herman was in ons lewens, geliefde vriend en kameraad. Ons skriflesing en teksvers, net een vers. Spreuke 18 vers 24 in die Afrikaanse Nuwe Vertaling. Maat kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Maat kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Spreuke 18 vers 24, die boodskap stel dit as volg. Hy sê, in tye van nood leer jy jou vriende ken. Sommige praat net, maar doen niks. Anders sal alles vir jou doen. Hulle is nader aan jou as 'n broer.
Weet, en dan natuurlik, weet ons almal, ons praat baie keer van mooiweersvriende, nee. Hulle is net daar vir dit wat jy hulle kan bied, maar nie vir wie jy werklik is nie. Maar dan is daar 'n vriend wat nader is as 'n broer. So wat is die waarde van ware kameraadskap en van 'n geliefde vriend? Wat is die waarde? Dink net 'n bietjie daaroor. Jy weet, dit laat my dink aan 'n ware verhaal wat ek wil sê wat 'n ware verhaal wat ek eenmaal gehoor het, en dit gaan oor die Eerste Wêreldoorlog. Daar het 'n Engelse soldaat met afgryse aanskou sy lewenslange vriend, sy makker en sy getroue kameraad in 'n skermutseling geskiet word. Die soldaat het die opdrag gekry om te onttrek. Die soldaat het toestemming van sy luitenant gevra om sy geliefde vriend te gaan haal, om terug te draai. Die luitenant het ingestem, maar het vinnig bygevoeg: dit is nie die moeite werd nie, hy is heel waarskynlik dood, en jy stel jou eie lewe ook in gevaar. Die soldaat het egter voortgegaan, en wonderbaarlik het hy sy geliefde vriend bereik, hom op sy skouers gelig, en hom uitgedra, terwyl hy op hulle geskiet word. Hy is homself ook in die proses gewond. Die luitenant het hulle na veiligheid gehelp en opgemerk dat die soldaat se geliefde vriend dood was. Ek is so jammer vir jou vriend, hy is dood, en nou is jy ook ernstig gewond, het die luitenant gesê. Wel, dit was die moeite werd, het die soldaat geantwoord. Ek verstaan nie, het die luitenant gesê. Dit was die moeite werd, het die soldaat herhaal. Toe ek by my geliefde vriend kom, het hy nog gelewe. Hy het aan my gesê, ek is ewig dankbaar. Ek het in sy oë gekyk en hy het verder gegaan en gesê, ek het geweet, jy sou my nie in die steek laat. In 'n ander Afrikaanse vertaling van ons teksvers word dit as volgestel. Spreuke 18 vers 24. 'n man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n geliefde vriend wat nader is as 'n broer. Daar is 'n geliefde vriend wat nader is as 'n broer. Nou ek dink vir ons as polisiemanne en vroue is en was in die verlede, daar's miskien nog steeds, daar's mense wat nog in die polisie is, maar al was van ons in die polisie, is al wat ek oor het van my polisie, wat ek nou hier het, is my ou polisie das en my polisie skoene. Maar nou ja. Maar ons verstaan hierdie beginsel baie goed, van geliefde vriende en kameraadskap. Dit is, ek wil amper sê, daar is 'n besonderse dinamika tussen ons. Besonderse dinamika, want as Afrikaanse polisielede en oudlede, wat nie werklik in woorde beskryf kan word nie. Het is moeilik om dit te beskryf. Dan is daar nog 'n diepergaande band binne die polisie, in die stasie, die eenheid op die tak, waarvan jy verbonde is of was. Elkeen het sy eie kultuur, trots en dinamika. Ek was byvoorbeeld verbonde aan die hondeeenheid, wat die leeseenheid was. Dink nie, dit is meer so nie, jammer, maar dit was. En wat op 'n stadium gesien was of gereken was as van die beste in die wêreld. So was ek vroeër ook byvoorbeeld gestasioneer te die polisiestasie. En ek was van mening daai tyd dat dit die beste stasie in die land was. Weet ons het dan wonderlike mense gehad, nee Elsabeth. En hier sit vandag van ons vriende wat nie teenwoordig is, wat deel was van byvoorbeeld moord en roof. Hier is lede wat deel was van veiligheidsstap vroeër en later van tyd ook springvlugdeskundiges, ek het 'n stappie gesien na agter. As mense wat verbonde was aan taakmag, taakies, so kan ons aangaan. Herman was ook verbonde aan een van die elite eenhede, volgens my, naamlik Oefu,
wat destyds deel was van Swakopmund teen insurgensie, eenheid van die Suid-Wes-Afrikaanse polisie, wat ons almal weet, wat geveg het in Suid-Wes, Namibië nou, en dan ook Angola. En baie van ons lede het diens gedoen by COVID. Hier sit van ons oud COVID-lede hier vanmorgen. So was daar dan ook baie nou bande van kameraadskap en hegte vriendskap geslee, waarvan Herman deel was in sy tyd by COVID en ook elders waar hy diens gedoen het as polisiebeampte. Dit is dan waar en wanneer besondere lewenslange vriendskappe gevorm was en waar besondere bande geslee was, partykeer onder lewensbedreigende omstandighede. En ek dink ons almal kon getuig van tye wat jou lewe werklik in gevaar was, maar wat jy geweet het, jou rug is toegemaak. Jy het daai kameraad en vriend wat sy lewe vir jou sal gee. Sien, God het ons so geskape. God het ons geskape om verhouding te hê met mekaar. En dit is wat die lewe die moeite werd maak op die einde van die dag. Wat soek ons almal hier vandag? Dis wat die lewe die moeite werd maak. Dis 'n Bybelse beginsel. Ons polisiefamilie verstaan dit goed en ons kan onsself baie goed daarmee vereenselwig. Stem julle saam met my? Ek het so, net nadat ek in die polisie uit is, en ek 'n pastoor geword het, en ek het 'n pastoor geword omdat ons, jy weet, in die polisie was het baie gewerk, oortyd en spesiale dienste en al die goede en so. Maar toe word ek 'n pastoor, want julle gemaak vir rooies vir ons werk net Sondag, net vir 'n uur en 'n half op die meeste. Res van die week is ons af, dan hou ons vrouens ons besig. Nie regtig. Maar in elk geval, net nadat ek uit die polisie uit is, het die Here op my hart gelê om 'n spesiale diens te hou vir my ou kollegas. En ek het uitnodigings uitgestuur en ek kan onthou op daai spesifieke dag was ons naby 600 mense in die kerk. Baie polisielede. Ja, allemaal polisman, ek is so, ek reken so naby 400 was polisman. Dis nou, die familie is goed ingesluit. En daar was 'n ander pastoor, hy is hier in die Vrystaat, en hy het na my toe gery, en hy het my gesê, hoe kry jy dit reg? Hy sê, daar in Sasolburg, het ek 'n diens vir die polismanne gehou, toe daar gaan 4 op. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, jy moet verstaan, die kameraadskap van die polismanne. Ek het baie keer nou nog, dan kom baie van ons dienende lede nog steeds by my, sê vir my pastoor, asseblief, ek gaan nie na sielkundige dienste toe gaan op die maatskaplike werk, en jy was daar, jy het saam die pad geloop, jy weet waaroor dit gaan, asseblief, ek het berading nodig, ek het gebed nodig. Sien ons daai band, ons verstaan mekaar. Op maandag die 30ste Junie, skaars 5 maande gelede, het ons afskeid geneem van Brigadier Goosen in hierdie Eindsterkerk. Sy kus het hier gestaan. Brigadier Johan Goosen en kolonel Herman Havenga was soos boesemvriende. Hulle het albei die dinamika van kameraadskap en geliefde vriende het hulle verstaan en het geleef. En so was het ook Marda met kolonel Helga tot en met sy ingang. Brigadier Goosen se ingaan het 'n eislike leemte in baie lewens gelos, veral in die lewens van Herman en Elsie. Jy weet, die brigadier het 'n vaderlike rol vir Elsie vertolk ook. Hulle het baie tyd saam spandeer. Die brigadier se stoel is leeg vandag. As jy in Herman en Elsie se huis kom, is daar 2 groot foto's van Brigadier Johan Goosen wat teen die mure pronk. En ek weet vandag, soos wat ek gepreek het daai tyd, sit hy op sy hemelse stoel, want sy saak was reg.
Nou, ek wil die volgende stelling wil ek nou maak. Luister baie mooi wat ek nou sê. Die diepste, mees opregste, betekenisvolste en belangrikste verhouding waarin jy as mens kan staan is 'n vriendskapsverhouding. Maar Michael, kan jy vir my sê, die huweliksverhouding en 'n kind se verhouding met ouers is tog sekerlik die belangrikste verhoudings. Wel, jy sien wanneer jou vrou of jou man jou beste vriend of vriendin is, en wanneer jy jou kind se beste vriend of vriendin is, jy sien dan is dit so. Dis die diepste, mees opregste en belangrikste verhouding waarin jy kan staan. By 'n ware vriend kan jy immers toch net jouself wees, is dit nie so? Jy kan net jouself wees. Jy hoef nie voor te gee of vals te wees. Jy sien, 'n betroubare vriend is 'n sielsgenoot. En ware vriendskap bring vreugde en vervulling. En dit verstaan ons as poliesmanne baie goed. En ek dink, veral toe ons jonger was, en miskien nou nog dalk, het ons hierdie vriendskap op 'n verkeerde manier baie keer bietjie te ver gevat. En dan is ons baie droog gemaak. Maar meeste van ons glo ek het groot geword langs die pad. Ons noem dit maar so, groot geword. En dan moet ons weet dat Herman was so 'n vriend vir Elsie. Hy was so 'n vriend vir Amor. En hy was so 'n vriend vir ons. En dit herinner my aan die twee boesemvriende waarvan ons in die Bybel lees, Dawid en Jonathan. Jy sien dit Bybel. Ons lees in Samuel 18 vers 3 en ek lees sommer weer die boodskap uit, hy stel dit vir my so mooi. Jonathan en Dawid het vir mekaar beloof dat hulle boesemvriende sou wees. Dat hulle vir mekaar net soveel sou omgee as elkeen vir homself. Jy sien, dis die liefde van God. Dis onvoorwaardelike liefde. Ons het nou daaroor gepraat. Ons aan my kantoor gesit het. Dat en my vrou sê dit baie keer vir my, sy vir my kwaad is. En dan sê ek kom so in die huis, dan kyk ek so vader, maar die man sal weet waarvan ek praat. Sy middag op jou vrou se gesig sien. Dis moeilikheid. Eintlik baie keer as jy in die huis instap, so deur die deur, dan voel jy iets is nie lekker nie so. En as jy haar gesig sien, weet jy. Dan is ek baie versigtig. Kyk ek mooi en dan sê ek, hallo my liefie, is jy lief vir my? En sy sê vir my, ek is baie lief vir jou, maar vandag hou ek niks van jou. Jy sê, maar sy is lief vir my, die liefde van God. Die liefde van God is onvoorwaardelik. En so het Dawid en Jonathan mekaar ook lief gehad. Hulle het 'n vriendskapsverbond gesluit, en dit was tot eer van God. So, jy mag ook nou vir my vra, maar Michael, kan dit dan waar wees? Wat van die gesegde wat ons al so goed ken en wat ons so lief is om te gebruik, van bloed is dikker as water? Jo. Wat van bloed is dikker as water? Jy weet, mense wat jy sê, dit beteken dat die band wat jy met familie deel kragtiger is as enige ander band met 'n vriend. Is dit dan waar? Dan kom ek skop party van julle vandag. Nee, dis nie waar nie. Hoekom sê ek so? Dis nie Bybels nie. Dis nie Bybels korrek nie. Kan ek gou net 'n vraag vra, net om dit al in konteks te stel. Is daar iets wat God almagtig nie kan doen? Waar is die Bybelskoolstudente? Wat kan God nie doen nie? Ja, dis reg, hy kan nie lieg nie. Hy sê self in sy woord, ek is geen mens dat ek sou lieg nie. God kan nie lieg nie, is onmoontlik. God kan nie lieg nie. Dis iets wat hy nie kan doen nie. Sy woord is die hoogste vorm van realiteit. Sy woord is die waarheid. So, bloed is dikker as water. Maar wat dan nou van die skrif wat ons nou gelees het? Daar's 'n broer, of daar's 'n vriend wat nader is as 'n broer. Dan sit ons met 'n dilemma. Ek het bietjie hierna gaan kyk, want dit het my nogal gepla te staan.
Jy sien, hierdie spreekwoord was verkeerlik vertaal en geïnterpreteer. Dit kom baie honderde jare al. Verkeerlik vertaal en geïnterpreteer. Die oorspronklike gesegde is, die bloed van die verbond is dikker as die water van die baarmoeder. Kom ek herhaal dit. Die bloed van die verbond is dikker as die water van die baarmoeder. The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Jy sien, ons verstaan nie meer verbond deesdae nie. Ons praat so maklik verbondstaal. So ja, bloed is dikker as water. Die bloed van die verbond is dikker as die water van die baarmoeder, waar jy gebore is. Dit beteken vir ons dat God gegewe verbondsverhoudings sterker is as die van jou familie. Dit is hoekom bloed so belangrik is in die sny of die sluit van 'n verbond. God se nuwe verbond met ons as wedergebore gelowige kinders van God is verseël met die bloed van die lam, Jesus Christus, wat vir eens en vir altyd gevloei het. Jesus, die Seun van God, die Vader, vir ewig. Daar is geen sterker en kragtiger band in die hemel of op aarde nie. Nou maak dit sin wanneer ons lees in Spreuke 18 vers 24. Daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Die woord van God is die waarheid. Daar word gesê dat vriende die familie is wat jy self kies. Dit gaan oor die kragtige Godgegewe verhouding tussen mense waar God deel is van daardie verbondsverhouding. Ons moet God altyd eer in hierdie verhoudings. Die man is nie reg nie, die vrou is nie reg nie. God is reg. Die swart man is nie reg nie, die wit man is nie reg nie. God is reg. Eintlik baie maklik. En wonderlik baie keer wat is mense se probleem. Kind is nie reg nie, die ouer is nie reg nie. God is reg. Hy het sy woord vir ons gegee. Sy woord is die waarheid. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Jy sien, ons almal het ons eie persepsies wat gevorm is oor baie jare. Maar dit is ver verwyder van die waarheid van God se woord. Het gaan oor God gegewe verhoudings tussen mense waar God deel is van daardie verbond. Ons moet God altyd eer in die verhoudings. God se onvoorwaardelike liefde is veronderstel om die termes en voorwaardes te bepaal volgens die beginsels van sy woord. In hierdie Godgegewe verhoudings. Is dit dan iets beters as hierdie spesiale vriendskapsverhouding tussen twee mense in hierdie kameraadskap? Is daar iets beters? Jy weet, byvoorbeeld tussen 'n man en 'n vrou, tussen 'n ouer en 'n kind, en tussen broers en susters, en tussen vriende. Is daar iets beters as dit? Wel, ek dink ons het verlang gedink ook, spesifiek as polismanne, nee, daar is nie iets beters as dit. Maar daar is. Jy sien, wat is beter? Jou vriendskapsverhouding met Vader God. Daar is nêrens 'n beter en 'n meer getroue vriend as God nie. Jy kan hom vir my vra, maar Michael, kan 'n mens dan vriende wees met God? Ja. Inteendeel, God wil vriende wees met ons. Ons moet altyd onthou dat Vader God 'n vriendskapsverhouding met ons wil hê. Hy wil. Maar wees versigtig. God is nie jou maatjie nie. Nee, God is nie jou pellie nie. God is die almagtige God. God is liefde. Hy is lig en hy is lewe. Ons moet hom ten alle tye vrees, en dis nie die vrees om van bang te wees nie. Ons is nie bang vir hom nie. Maar ons het 'n heilige ontzag vir hom. Ons moet hom respekteer, en ons moet hom eer. Hy wil vir ons 'n geliefde vriend wees. Ek het nou gesê, die Bybel is die waarheid. So kom ek gee vir julle 2 voorbeelde. Ons lees in Eksodus 33 vers 11 dat Moses met God gesels het soos met 'n vriend. En ons lees in Jakobus 2 vers 23 dat Abraham 'n vriend van God genoem is. Abraham is 'n vriend van God genoem.
Nadat die mense vriendskap met God vernietig is in die tyd van Eden, as gevolg van sonde, en ons verwyder is van God, want sonde kan nie in God se teenwoordigheid staan nie, het Jesus dit kom herstel. Jesus Christus, die Seun van God, het mens geword. Want net 'n mens kon die prys betaal. Wat is die straf vir sonde? Doodstraf. Hy het gesterf in ons plek. En nou kan ons weer vriendskap verhouding met Vader God hê, en ook met mekaar binne God se wil en tot sy eer. Hy wil vriende met ons wees. Hy wil ons verhouding met hom herstel. En ons kan dit nie doen nie, maar Jesus het dit reeds gedoen. Dit is die goeie nuus. Dit is God se wil. En daarom sê Jesus in Johannes 15 vers 15, hy sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek vir my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Dus Herman het hierdie beginsel verstaan. Hy het ook later in sy lewe tot die besef gekom hoe belangrik het is om God deel te maak van sy vriendskapverhouding, en dat God geliefde, wedergebore vriende en kamerade saamsnoer in kragtige God gegewe verhoudings tot sy eer. En daarom lees ons in Prediker 4 vers 12, een alleen kan oorweldig word. So wanneer jy, toe die polisie was alleenig is, was jy in gevaar. Nee. Twee saam kan weerstand bied. Sien, die kom die kameraadskap, die vriendskap. Maar luister verder. 'n drie-dubbele touw breek nie maklik nie. Maar as God deel word van daai vriendskapverhouding tussen 'n man en 'n vrou, 'n kind en 'n ouer, tussen vriende, tussen broers en susters, wanneer God deel is van dit, dan kan ons unstoppable. Dan gaan ons aan. As jy God jou kameraad maak, as jy God kry om deel te wees van jou, en toe ek in die polisie was dit so gewees. Ek kan vir julle baie getuienisse gee en vertel van wat die Here gewerk het, bonatuurlik. Ons was in 'n kerkdiens gewees, waar een van ons ou kollegas, Donstig, hy vir julle sal onthou, waar hy hartaanval gehad en hy's dood. Hy's teruggebid uit die dood. Ek het hom begrawe in COVID, toe sy eers lang daarna, 20 jaar daarna is hy oorlede. Ek het geleer om in God se autoriteit te staan, want 'n polisiebeampte het autoriteit wat hy van die regering het. Maar jy sien, die autoriteit van God verander alles. Waar ek vroeger verdagtes moes warm klap, om inligting uit te kry, het ek eendag 'n paar kere net voor hom gaan staan, en gesê, nou staan jy daar, ek bind enig nie elke mag, wat die van God is nie in jou, en ek ontbind ek maak, ek verklaar wettig voor jou, die autoriteit wat God vir my gegee, die waarheid van God, jy sal nie van lief nie, nou praat jy, dan sin hy. Dan staan die ander polisman, dan sê hulle, wat gebeur nou hier? Ek het die doelgeef van hom 'n klap gegee. So kan ons aangaan. Dit maak 'n verskil. En Herman, en almal van ons, het baie droog gemaak in ons lewens. Baie, het was stout geweest. Baie droog gemaak. Maar vir Herman het die Here die dinge kom omdraai. Die dinge kom omdraai. Prediker 4 vers 12, 'n drie-dubbele touw breek nie maklik nie. Jy sien, elkeen van ons het 'n keuse. Net soos wat Herman 'n keuse gehad het. Net soos wat die Goos 'n keuse gehad. Net soos ek 'n keuse gehad. En ek dink dit is 'n baie goeie tyd nou, Rooiers, vir jou om te kom oorneem hierso. Amen. Kom sê net so een keer amen. Elsie, Herman het altyd gesê, Rooiers moet sy begrafnis doen. Nou Herman het geweet wat gaan gebeur, so daarom doen ek dit.
Prys die Here. Ek wil vandag vir jou sê, vir Ronel, sy broer, sy ma, Amor, die hele familie, hy het julle baie lief gehad. Hy was nie 'n onverskillige mens nie, ek was die onverskillige een. Hy het my daarom in toom gehou, en natuurlik sal julle net sien met wie moes hy opgeskeep gewees het. Hy moes, sy spanlid is hierso, ek is bly hy is hierso, Cassie Karstens, hy is nou net iets oorhandig, en Herman het grys hare gekry oor daai man, oor alle jare wat hy moes gedoen het. Maar ek wil ook net iets vertel, Herman was op 'n tyd my kamermaat. Herman was 5 jaar ouer as ek kan maar sien. Ek is 'n bietjie baie mooier as hy, maar dit nou daar gelaat. En dan kom ons uit die bos uit. Dan is ons so bietjie vroeg. Dan gaan ek het nie baie klere gehad nie. Ek kom maar uit 'n arm huis uit. Ons het dieselfde py gekry, maar ek het nou maar so gedink, ek is arm. Ek moes daai jare my geld gebruik het vir verversings. En Herman het breinklere gedra. Herman het gelyk van netjieslik in grand. Nou as Herman nie daar is nie, hy het my sy kamermaat getrou, dan het ek nou maar ingegaan en vir my aangetrek uit sy kas. Dan kom hy uit die bos uit, dan kom hy agter, waar is sy klere? Hy het my nie een keer gevloek nie. Nie een keer nie. Hy was ontstig, maar hy het onderlangs gelag, as ek nou mooi daaraan dink. Cassie, jy kon nie sy klere dra nie, weens kleurredes, maar kan nie beledigend wees. Maar oké, maar kom ek wil net vir jou sê, dan gaan ons so 15 km vandaan, ja, dink so, was Roendo, die Baag. En dan gaan sit ek al lekker daar met Herman se klere, in kuier. En dan kom Herman in, dan sê hier sit jy met my klere. Nou vandag wil ek net Elsie, die klere wat ek so gedra terugsie. Daar is nie Herman se klere nie, hoor, ek het sommer vir die kerk gegryp van hulle barmhartigheid se klere, want ek wil nie. So, Ronel en sy broer en sy ma, Herman was my sponsor in Kofoed gewees vir klere. So ek sê baie dankie daarvoor dat ek kom. Luister hier, daar sit 'n oggend, en ek dink jy was saam met hulle in dorp toe, Cassie, en sy was adjudant Els, en hy was sergeant Havenga. Ek het ook so oorgekom. Ek was ook 'n goeie sergeant, en my vrou was 'n kolonel, maar ek was 'n goeie sergeant, kom ons hou dit daar. Maar toe, ek onthou ons sit nog af buite, en hulle het so onderlangs gelag. En toe ry hulle dorp toe. Hulle boek uit, ons het ons 'n VB SAP10, kan jy nog onthou vir so? Julle hondermanne ken mos nou nie SAP10, so ken julle dit ook? O, okay. Ons is baie getrou met dit gewees by Kofoed. Maar in elk geval, en hulle boek uit, adjudant Els, dis nou Elsie, en sergeant Havenga. En daar hulle dorp toe. Toe hulle terugboek, toe boek hulle terug, toe hulle 'n draai by die hof gaan maak, en ek weet nie wat se plek, en boek hulle terug as adjudant Havenga en sergeant Havenga. En ek wil vir jou sê, Elsie, van daai dag af en voor daai dag af, hy het vir jou baie lief gehad, en hy het vir julle as familie baie lief gehad. En hy was soos hierdie tipe raasbek soos ek. Hy sal nie daar te kere gegaan het, en as hy dit en dit en dit nie. En daarom wil ek vandag vir julle sê, ons mis hom. En ons gaan hom nog baie mis. Maar hy het vir julle baie, baie lief gehad. Dit kan julle weet. Nou, ons was saam in kontakte, ons span Zulu 4 Whisky. Ek moet dit nou ongelukkig sê, by ander mense begrafnis loop het skok jy nie oor wat, jy weet my span nie, maar ek was Zulu 4 Whisky, en Herman en Cassie, hulle was Zulu 4 Sierra, en so kan ek die ander manne opnoem. Nou 'n week voor Cassie, voor Herman se dood, Cassie, ek moet dit aan jou oordra, ek mag nie lieg nie. Herman het ook nooit gelieg nie. Nee, Elsie, so ek kyk by hom gesit, seker toe hy dit vir my sê. Toe sê hy, Royes, ek wil vandag erken, dat Zulu 4 Whisky was die beter span,
En julle was beter as ons, hoeveel jare. So Cassie, ek moet dit net aan jou oordra. Ek sal later voor die pastoor gaan bely my lief, wat ek nou gedoen het. Ok. 2 Timoteus 4:7 sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. 'n week voor sy dood, en ek het my elke keer, as ek met iemand praat, dan vra ek, is jou saak reg? Hoe lyk dit? Is jou pad hemel toe? En het Herman weer met sê, Rooietjie, ek is reg. Jy hoef nie te worry nie. En ek loof God vir daardie woorde. Vanoggend dans hy by koning Jesus. Ek wil vir julle sê, wanneer 'n ou daar arriveer, is dit lekker. Jy wil nie terugkom nie. Al het jy vir jou familie, hoe lief, jy wil nie van Jesus af terugkom nie. Maar wat beteken hierdie woorde, ek is reg? Wat ek wil vandag vir jou vra, is jy reg? Is ek reg? Is ons waarlik reg? Jy weet, ons like om te sê ons is reg. Omdat ons Bybel lees, omdat ons kerk toe gaan, omdat ons Jesus ken, like ons om te sê, ek is reg. Die verskil is, jy kan Bybel lees, jy kan kerk toe gaan, en nog steeds nie reg wees nie. Jy moet 'n wedergebore lewe hê. Jy moet die sonde afgeskit het. Jy kan nie, terwyl jy sonde doen, spog en sê ek is reg nie. Jy lieg vir jouself. En Herman sal waardeer dat ek vanoggend reguit die waarheid praat en vir mense sê, vir sy kollegas, vir sy vriende, vir sy familie en almal, maak reg dat ek julle kan sien. Moenie in 'n sondige toestand lewe nie. Lyk soos 'n Christen, lyk soos 'n volgeling van Jesus. Almal wil sê ek is reg en dan is hulle glad nie reg nie. Dit is maklik om dit te sê. Doen dit. Lewe dit. Wys jy kan vergewe. Wys jy gee om vir iemand. Vat 'n pakkie brood of meel na iemand toe wat honger is. Maar dit help ook nie, jy doen net hierdie goed nie, maar jy is nie wedergebore nie. Jy moet die Here dien. En dan nog 'n ding, na so afsterwe, vergeet ons baie keer van mekaar. Nou sê ons sal nie van jou vergeet nie. Jy weet, jy gaan kom kuier daar, jy gaan lekker kuier daar by ons, en almal is welkom. Maar ek wil vandag vir jou sê, Herman, en baie sê ons by 'n begrafnis, die persoon is nou op 'n beter plek, dan lieg ons vir onsself. Dan lieg ons. Dan is daai persoon nie op 'n beter plek nie, want daar is net 2 plekke. Jy kan hoe mooi lewe. Lewe jy dat jy gered is vir Christus Jesus. En vandag wil ek vir jou sê, Herman het gesê hy is reg. Herman het getuig. Herman was nie bang om die naam Jesus te noem nie. En ek loof die Here daarvoor. En vir jou wil ek vra. En ek accuse jou nie, ek vra jou. Want baie van ons kom net by 'n begrafnis en 'n huwelik. En met jou wil ek spesiaal vanoggend praat, dat God se genade is so groot en sy liefde is so vol, dat hy vanoggend vir jou sê, bekeer jou, voordat dit te laat is. Wanneer jou kus sak, waar gaan jou siel wees? Nou ek gaan vir Wetties hier oorgee, of nee, voordat ek oorgee, ons gaan luister na Amazing Grace, The Pride of Scotland singer. Ek het net eers geskrik, want ek sien na Boos sing van 'n lied, Rooie Straals. En toe besef ek, hier is chaos vandag. Maar, ek sal vir Herman alles doen. Ons sal ek alles doen. Ek wil toch net iets bylas van Herman, wat baie miskien nie eens geweet, nie eens jy nie, Cassie. Hy sal nou net hier kom, dan sien julle hoe lyk 'n Sondag. Sorry dat ek so praat. Maar luister hierso. Daar was eendag, ek kan nie meer die konflik onthou nie, ek was seker maar onskuldig, ek is altyd onskuldig. En Joos was my kwaad, die bevelvoerder, en iemand was, ek weet nie wat was dit weer. Hulle sê ek het iets aangejaag.
En dit was 2-3 dae, ek was sommer gediemout en by die petrolpomp moet ek gaan werk het, en ek was sommer met 'n blou overall daar by die petrolpomp gesit. En ek onthou het ek en Herman agtersit. Hy sê het my bevelvoerder gewees, Willie was my maar het Herman soos 'n pa met my gepraat, en my bemoedig. Want ek het gesê, man, ek gaan sommer, en hy het my bemoedig, met my mooi gepraat, en omgegee. So, hy was 'n mens wat omgegee het vir ander. Ja. So, kom ons luister gou na hierdie lied, Amazing Grace, en terwyl ons dit luister, mag die Heilige Gees, met elkeen van ons praat, is ek werklik op pad hemel toe, of waar gaan ek my oë oopmaak? Sê die ouers. Nee, nie tot jou aantekeninge sien. Nee, ek het dit regtig nie van jou verwag nie. Van jou het ek uitgetrek. Nee, so het sy ou na jare ook jou siening oor getuienis. Maar dit daar gelaat, jy roep vir Cassie, hy was Hermans spanlid, hy was die van ons Koopedans die naaste aan Herman en so, en hy moet vanoggend hier kom praat. Dankie. Ek het julle verseker as Herman nie was, soos gewoonlik het hy baie vir Rooies gelag. Die petrolpomp storie, dis nou Herman se dag, maar ek moet net gou vir julle inlig rondom hierdie pastoor. Hulle het in Appington gekuier en hy het vertel, hy is die rooi majoor. En ons bevelvoerder was nog 'n streng ou gewees, en die storie kom by hom uit dat Rooies homself voordoen as 'n majoor. As 'n groot verskil. Elsie Amor is my 'n groot voorreg om in die afwesigheid van die voorsitter van die Koevoetbond, die bond hier te verteenwoordig. Om myself, die keer dat ek hartseer raak, het ek begin met 'n ligsinnige storie. 1987 het polismanne nogal aandag gegee in hulle eksamens om bevordering te kry. Ek was 'n agterjaar, Herman. En strafreg was een van ons vakke wat nog al 'n riller was. En ons bespreek eendag, sê vir hom, ek het hierdie vraag te doen gekry. En hy sê dat dit klink baie bekend, en hy gehaal dit een van sy ou werkstukke. Mag ek noem dat in hierdie tyd het hy vir Elsie ontmoet, en jy kon duidelik sien hoe hierdie ou se ambisie en sy wil om beter te doen toegeneem het, of vlam gevaar het. Ons het 'n handboek gehad, geskryf deur 'n professor Snyman, strafreg. Nou lees ek Herman se vraag deur 'n kopie wat ek gebruik het as 'n model antwoord. En op 'n stadium kom daar woorde so supra. En dink by myself, maar ou gebruik nie die woorde supra in spreektaal nie. Selfs as ons plebs akademies skryf, gebruik nie die woorde. Ek vra vir Herman wat vir jou. Ek kyk die besigheid, so hy sê, dit was laat in die nag, en ek het binne in die voetnota begin aanhaal. Elsie, Amor, kyk rondom julle, dis die agtering wat mense vir Herman gehad het. As dit nie was dat soveel van ons nie meer hier is nie, vriende van Herman ook, was die baie meer mense gewees in die swart baadjie. Ek wil, Rooies het gepraat van Herman, wat mense kon vertroos. Uitstaande kenmerk van Herman. Herman het nie in 'n argument betrokke geraak of in 'n gesprek en gesê, ek dink. Ek het respek vir 'n ou wat, as hy nie weet nie, stil bly. Dit was Herman. Herman het gesiening gehad oor alles. Hy het altyd gesiening gehad, maar 'n ingeligte opinie. Hy was nog nie deel van 'n faksie en waar jy meer as 3 mense by mekaar is daar altyd groepe. Daar is altyd kliks. Herman was nie deel van 'n klik. Hy het baie naby vriende gehad, maar Herman was die ou wat almal het of van hom gehou of nie van hom gehou nie, want hy het sy opinie gegee. En hy sou terwille van wat reg is, sou hy homself ongewild maak.
terwille van wat reg is. En dit laat dink my vanoggend op pad hiernatoe, daar's 'n uitdrukking wat nogal verband hou met die hele Koevoet konteks. Enige een kan 'n oorlog begin, maar dit verg 'n werklike help om vrede te bewerkstellig. Ek dink dit soms Herman goed opneem. Ek is hier om die bond te verteenwoordig en ek gaan die boodskap wat vandag wêreldwyd onder Koevoetlede versprei word vir die familie voorlees. Vandag bring ons hulde aan ons laaste eerbewys aan 'n afgestorwe Koevoetmaat. Hy het sy laaste radio-oproep beantwoord en sy roepsyne is nou stil. Gedurende sy tyd by die eenheid het hy sy kant in alle opsigte gebring en kan hy nou in vrede verenig met sy Koevoetmaats. Ons gebede gaan ook uit na Elsie en die familie en ons bid dat hulle vertroosting sal vind in die wete dat hy sy eenheid met eer gedien het en dat sy bydrae aan ons bly voortleef. Rus in vrede, Herman Havenga. Cassie gaan namens die bond vir Elsie kan die voorhand bekom. Nee, bly. Cassie. Ek wil net afsluit om te sê dat dit vir my 'n baie groot voorreg om hier te kon praat. Dankie Elsie. Ons gaan 'n fotovertoning kyk na Herman en weer wil ek sê Herman, soos jy sê, hy's lekker gelag het nou. En jy het hom so goed opgesom, maar opinie gehad het. En hy het altyd baie goeie opinies gehad. Dankie. En een van sy, nie opinies nie, selfs, ek sê dit weer vir julle, het vir julle baie lief gehad. God seën. How do I say goodbye when heaven called his name? He walked with purpose and left behind no shame. He gave his all to ease our deepest pain. Now he dances where the angels reign. God took a hero to light the sky. God took a hero with wings so high. God took a hero so brave and true. God took a hero that once I knew. God took a hero with golden wings. God took a hero where angels sing. God took a hero who passed the test. God took the one I love the best. God took a hero with tender hands. God took a hero to heavenly land. God took a hero so strong and sweet. God took a hero who made me complete. God took a hero without fail. God took a hero my heart still feels. God took a hero so pure and bright. God took my soul into the light. Yeah. God took a hero with golden wings. God took a hero where angels sing. God took a hero who passed the test. God took a hero the one I love the best. You'll be missed goodbye, my dear husband, brother, father, and friend. Ek het dan nou die voorreg om vir Grant de Plessis te vra om na vore te kom aan Baans Fencing, waar Herman werksaam was, om 'n huldeblyk te bring. Asseblief Grant. Herman would have laughed. Classes, do you see, we always had a joke at the office. He said, jy sal uitraak.
jy sal ook brilliant nodig hê. So, preparing a tribute for Herman is an absolute privilege. I've got 3 things that I want to talk to you about. It's, what pops up is the man, the myth, the legend, Michael, Royas, and everybody else. It's actually amazing. We don't know each other, but the legacy and the man, there's commonality between everything, and it's so easy to speak about somebody when he's genuine. And that was Herman, So I'll start, ladies and gentlemen. It's an absolute privilege for me to do the speech today. It's going to be tough. This is not my forte. Clearly from the number of people present, to honor a man as Herman, whose presence shaped all of us, whose leadership guided us, and his humor, and the humor was a big part, carried us through some of the toughest days. So it's a true privilege to be doing this and to be paying tribute. But before anything else, I want to extend extended heartfelt gratitude. I'll see you more. Thank you. You shared Herman with us, with all of us, and we want to thank you for that. His time, his sacrifices, his unwavering presence enriched all our lives. We were truly privileged to have known him. Now, when I prepared this tribute, I sent 3 questions to the team, and I asked them please to explain Herman 1 as the man, the myth, and the legend. And the responses came back different in words, but identical in feeling. Testament of how consistent, steadfast, and true he was. They described him as a protector with a fierce heart, a father figure, not just a boss, a man with fairness and unwavering principles, calm in chaos, strength in uncertainty, and a legend whose humor and discipline shaped us all. Herman may have been one man, but he left one unified impression on everybody that knew him. So, first meeting with Herman, my personal first meeting. I remember this day, 1st of July 2018. He was a bar and security manager. Started there on the first day, and within a week, everybody that spoke about him, he already spoke about he was a pillar of strength. Those first impressions always count. You always hear that when you're dating somebody, but really with Herman, it was really relevant. Barnes acquired SCORE. It was a R1 billion lost business at that time. I was moved across to SCORE, and it became very clear that the security structure and the team was completely dysfunctional. I asked if I could steal Herman. Answer was no. Months passed, the wrong managers came and went, and then finally the answer was yes. And that's the moment that everything changed. Herman didn't just bring stability to SCORE. He was part of a core management team who worked closely together to change and steer the business to a profitable business, which it is today. He brought structure, calm leadership to the entire group. He built teams, built trust, and he built the foundation that we stand on today. So I just want to share a bit of Herman's humor
which got us through a lot of times at work. Very mischievous. As I said to Elsie when I met her, we worked hard, we played hard. And Herman would have wanted me to share this, he would have insisted us that we need to include it. I had to, for certain reasons, willingly exclude some of the humor, so please bear with me. But so you couldn't simply know Herman without knowing the stories. Always told with a contagious laugh, never be forgotten. That smile. And those hand gestures, like, no, stop. It was always something special about him. To many of you might know he went by many names. He was also known as Harry, Obas, Makulabas, Bas, Sierpak, Wolfie, Pa, Dad, Choma, Oud Choma, Sir, Meneer, Oom, and many more which I won't mention. His rugby knowledge. Herman was an avid rugby player in his younger days. You always hear how he played rugby when he grew up in Escorts. I always admired his rugby knowledge. He could recall tests, scores, the exact games, even the years and exact dates that the tries were scored and by whom. His rugby loyalty, he was an avid Springbok supporter, Western Province supporter. He defended Mani Lebok through every high and low, no matter what. Doesn't matter if he missed a tackle, he tackled his own player. He was up. His up and under kicks was backwards instead of forwards. And if he missed his kicks, and that was testament to Herman. Doesn't matter, if his teams were going through ups and downs, he always supported them, and a lot of times not even knowing about it. My personal rugby trip with Herman. First time he took me to rugby, he left me there. From that day on, whenever he asked, are you driving me with me to meetings? My answer was always, no. You'll leave me there again. Then the teasing, whenever we debated anything, he would grin and say, Pasop, I'm old enough to be your dad. Therefore, I'm allowed to give you a foxflower. Herman and his belongings. He could protect the country. He could protect the company. But his own belongings, his wallet, bank card, reading glasses, pens, car keys, and he would accuse everybody else for hiding them, only to find his glasses under his files, on his head, in his pocket, or even in his hand. And despite that, he would always laugh at his own jokes. And he was not so old school, IT technology struggled for his older generation, always a struggle. When ChatGPT came out, Herman was at the forefront. He had his own subscription before most of the team knew what was ChatGPT. We worked smarter, harder, and sometimes even smarter than all of us. So to the man, Herman was fair, loyal, principled, strong yet soft-hearted, a man who always supported his team, always willing to give them the benefit of the doubt without their name. Brave in danger. In 2023, we had a significant strike at school. Herman was at the front, leading in the front, supporting, making sure everybody felt safe. And that was absolutely amazing to have somebody that actually proved to everybody that he was resilient in every challenge, committed in every responsibility. A man who loved his work, dedicated, disciplined, always punctual. I heard a story that there was a lift club. Elsie was saying that
4:45 in the morning, Herman's waiting. And if somebody's 5 minutes late, he starts getting irritated. A man set in his own ways, guided and grounded firmly by what he believed in. A man who loved his family, and again to Michael and Royce, he did. He loved his family. He was an open book, but he did mention it a lot. Loved his work. I think he lived for work, and his biltong. Herman had the biggest biltong budget in the business. Even the day that we were cleaning out his drawers, we brought biltong, and it was all stuck in his drawers, and he lived for it. A man whose door and heart was always open. His resilience wasn't loud and dramatic. It was steady, dependable, deeply rooted in who he was. When things were difficult, Herman didn't waver, didn't panic, didn't step back, stepped forward every time. And his commitment, it was something rare, something out of the ordinary. If Herman said he would do something, it was done. Properly, fully, without fail. He committed to the people, to the principles, to doing the right thing, even at times it was difficult to do the right thing. But there was something else about Herman, something everybody felt. And once again, as been spoken to before, Herman brought people together. Not through big speeches, formal gestures, but through simple, genuine acts of appreciation, such as coordinating the team's viewing functions and adding a special touch by presenting personalized mugs with each team member's nickname. A unique gesture from Herman to express his appreciation and show that each person was valued. Herman's mug, which was brought and I'll give to Elsie, was named Oba's Avranka. He would do the odd braai at work, at the office on a Friday afternoon, sudden coffee or biltong run. And, I said, Herman was set in his ways. So a few of us bought coffees on a regular basis. Some of us liked Seattle. Herman would drink the Seattle, but when it's his turn, he would bring me his wimpy coffee. His way, you drink what he drinks, he'll drink what you drink, and we respected that. Never changing. There were special moments of connection. There were Herman's way to say thank you. Take a break. Breathe. Remind people that their work mattered. And that they mattered. His office was never empty. Never empty. People came in for work, yes, but they also came in to reset, to talk, to laugh, to feel safe, and to feel heard. People gravitated towards Herman because he listened, and he truly listened. Because he was warm, friendly, and always ready with that story carrying more wisdom than he would ever admit. He was humble. He would speak about the past. You would tell him he's got a lot of experience, and he would just shrug it off. That was Herman. So he didn't just meet people, he united them. And in doing so, he created a family. To many, he was not just a leader. He was a father figure and a true friend. The myth. Herman didn't speak much about his past. The silence built legends. His instincts, his discipline, his sense of danger, who he trusted, who he didn't, all contributed to the myth that surrounded him. And then, of course, the greatest mystery of all. How could he support Western Province and Mani Labok? So the legacy, Herman leaves behind a disciplined, structured security team. Principles that shape the entire organization. Courage and calmness in chaos. Integrity and hard work. Humor, stories and memories.
in a void that will never be filled. And even now it feels surreal. Now it feels as if Herman's not gone. He's merely on leave, and any minute you'll be walking through the door with that familiar smile, ready with a story, ready to leave and ready to laugh. The feeling alone speaks to the size of his presence and the depth of the space that he filled in our lives. Herman reminded me, reminded all of us, that every moment matters, every connection matters, every person matters. We were honored to know him, honored to work with him, and honored to celebrate a life of a true giant. So Herman, Harry, Obos, Mukulobos, Bos, Sierpa, Wolf, Pa, Dad, Choma, Ochoma, you missed, you will always be missed. You will forever remain a part of us. Rest, Herman. Thank you for everything that you gave us. You were truly someone out of the ordinary, extraordinary, and masterpiece. Thank you. Thank you so much, Ron. That was so awesome. En dit is net weer eens nog 'n ander sy gedeelte wat Herman gedek het daar. Wat ek ontvang het van Pastor Gordon Koenie, wat hier voorsit. Nou Herman het ook saam met hulle gewerk hier in die Valdriehoek. Hy is vandag ook 'n pastoor, maar hy was ook 'n polisiebeampte gewees. En ek lees dit net vir julle. Since I received the news of Hermanus having passed on, I had meditated and pondered about him. During the time he was our unit commander, Colonel Hermanus was a man who loved the truth and honesty, a hard worker, a brave soldier. In the history of policing in the world, he played a main role to cut violence where most of the policemen couldn't do because of fear. We entered no-go areas where we discovered unlicensed firearms and arrested violent and dangerous suspects. He surrounded himself with great men. Some generals visited our offices and he introduced them to us like one of the top cops, General Serfontein, who was the detective commander in Vanderbilt Park at that stage and moved to KZN. He used to call us, myself, Warrant Officer Chabalala, Rampai and others. He loved for us to sing the song Shoseloza to guests and officers who visited our unit. Those were our days with Colonel Hermanus. He had a team spirit, loved us as his co-workers, always protected for us. He was indeed a crime buster who was supposed to have led the police with the rank of general. May his soul rest in peace. The Lord will reward him for his sacrifice in this life, to put the violence down in the wall. May God bless and comfort his family. Pastor Gordon Koenie. Thank you, Pastor Gordon. We appreciate it. Dan wil ek lees wat Amor geskryf het. Papa het nooit gesê, papa gaan weg nie. Papa het nooit gesê tot ziens nie. Papa was weg voor ek geweet het. En net God weet hoekom. 1 miljoen keer het ek papa nodig gehad. 1 miljoen keer het ek gehuil. As liefde alleen papa kon gered het, sou papa nooit gesterf het nie. In die lewe het ek papa hartlik lief gehad. In die dood is ek steeds lief vir papa. In my hart hou papa 'n plek wat niemand ooit sal kan vul nie. Dit het my hart gebreek om papa te verloor. Maar papa het nie alleen gegaan nie. Want 'n deel van my het met papa saamgegaan. Die dag toe God papa huis toe gevat het. Ek was die mees bevoorregte dogter om 'n pa soos papa te kon hê. Ek hoop papa rus nou sag by ons hemelse papa se voete, tot ek papa eendag weer sien, liefde, almal. Elsie, Herman, ons het 'n pad gestap vanaf 18 April 1988 tot 11 November 2025. Jy was die anker. Die standvastige mens wat altyd eers 'n ding oordink het. Jy het nie net vir my en Amor gesorg nie, maar vir almal rondom jou.
Jy was uniek, enig in jou soort, eerlik, opreg en regverdig. Ons het saam geloop, ons het weggeloop van ou tradisie en ons het vorentoe geloop saam met Jesus. Die pad wat Jesus vir jou geloop het. Die Here het jou geroep en jy het geantwoord, hier is ek, Here. Nou lewe jy met die woordigheid van God. Ek mis jou, jou stem is stil, jou stoel is leeg. Maar in my hart sal jy voortleef tot ons mekaar weer sien. Elsie. Ek het dan nou ook die voorreg om vir Bertie Rautenbach te vra om die bedankings te kom doen. Bertie, asseblief. Goeiemôre almal. Ek is namens die familie gevra om net die bedankings te doen. So ek gaan begin. Elsie vra ek moet vir almal die volgende sê. Ons wil graag ons opregte waardering uitspreek aan elke persoon wat wat by ons bygestaan het gedurende hierdie ongemaklike en moeilike tyd. Ek wil dankie aan Hendrik vir jou bystand. Dankie aan Marda, Marika en Helbert vir julle ondersteuning en teenwoordigheid. Dankie aan Mariaan, Santi en Dewel wat elke dag kom kuier en gehelp het. En kos maak in hierdie moeilike tyd, maar ook vir julle onvoorwaardelike ondersteuning. Aan Annette Volskamp, dankie vir jou liefde en ondersteuning. Aan Veronica en ouma Yvonne, dankie dat julle deur dik en dun altyd daar was vir ons. Dankie aan Johan, Belinda en Michael vir julle jare se liefde en ondersteuning en betrokkenheid. Aan Christine en Tommy, dankie vir alles wat julle al die jare vir ons gedoen het. Dankie aan Johan Nel en Janine vir julle ondersteuning en bystand. Aan Alta en Altrisha, dankie dat julle van so ver afgekom het om ons te ondersteun en om ons by te staan. Sy kans vir ons wen. Aan Werner, Klein Herman en Madeleine, dankie dat julle van uitermate ver af gereis het om hier saam met ons te kon wees. 'n Spesiale dank dan ook aan pastoor Michael vir die bereik van die kerk en die preek, pastoor Rooistrels vir die preek en die geestelike bystand, AP Kerk Meyerton en van die Boupark vir die boodskap en die ondersteuning, professor Bosman vir sy span en sy span vir die oproep en die ondersteuning. Ons waardering gaan ook uit na ons toekomsfamilie, van Namibië tot die Kaap, van die ooste tot die weste. Dankie vir julle bystand. Dankie aan Baans vir julle bydrae en ondersteuning, as ook die personeel vir hulle besoeke en die blomme wat gestuur is. Dankie aan Kyk en Ellen Herweg vir julle bystand en ondersteuning. Dankie aan die beraadsboeitelinge van die Boupark Polistasie vir die oproepe en die bystand. Ons is ook dankbaar vir Vol vir die vinnige respons, Afval Vereniging vir julle ondersteuning en bystand en ook die versorging van my man. Van Elsie af, 'n baie spesiale dank aan my kind Amon, wat alles vasgevat en gedra het. Sonder jou sou ek dit nie kon doen nie. En dan laastens, dankie aan elkeen vir die oproepe, besoeke, gebede, blomme, boodskappe en elke bydrae in enige vorm. Aan almal wie ons moontlik per ongeluk vergeet het om persoonlik te noem, ons vra om verskoning. Elke een van julle is in ons harte en ons waardeer julle opreg. En dan laaste maar nie die minste en die belangrikste, baie dankie aan Vader God, dis so 'n wonderlike man, vriend, pa en kollega. Dankie daarvoor.
dink ons gaan maar so lank begin, anders gaan die mense daar in die reënsop na te reën. Goed, ek gaan net 'n kort gedeeltjie lees. Rooies gaan 'n gebed doen en dan sal Elsie en haar spannetjie die duiwel loslaat, vrylaat. Moesman, baie dankie ook vir jou met jou duiwel. Goed, ek gaan vir ons lees 'n gedeelte uit 1 Korintiërs 15. Ek lees vanaf vers 54. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in die diens van die Here nie te vergeefs is nie. Vader, ons kom vanoggend na U toe. En Here, ek wil bid oor Elsie, Amor en die hele familie. U Heilige Gees is die trooster. Vertroos julle, want ons kan nie. En dan vra ek, Here, of wil ek kom dankie sê. Jog, dit moes erg gewees het as iemand sterf en daar was geen hiernamaals nie. Dan is dit verby, tikkers. Maar dankie dat ons weet, iemand het aan 'n kruis gehang, sy bloed het gevloei, sodat Herman die ewige lewe nou kan hê. En elkeen wat dit daarna kies, dit ook kan hê. Here, seën hierdie verrigtinge, die duiwel wat 'n simbool sommer is, om herlewing in Suid-Afrika te bewerkstellig. Amen. Seën alles, in die mooi naam van Jesus Christus. Vriendskappe, as daar onmin is tussen mense, dat hulle vandag met mekaar regmaak, want môre kan te laat wees. Here, ek wil aanhaal Matteus 6 vers 14 en 15. Want as ons ander hulle misdade vergewe, dan sal ons hemelse Vader ons ook vergewe. Maar as ons ander nie hulle misdade vergewe nie, kan ons hemelse Vader en sal hy ook nie ons misdade vergewe nie. Laat ons regmaak vandag met ons pa, ma, boetie, sussie, neefie, niggie. Here, seën verder die samekuier, nou net rondom die eet, wat ook 'n belangrike plek is, sodat vriendskappe gesmee kan word, vriendskappe weer by mekaar kan kom, sodat, en dat vriende mekaar sal herinner, nie die volgende dop nie, nie die volgende dit nie, lekker kuier nie, maar die volgende, ek en jy, moet vir mekaar bid. Seën asseblief almal, in die mooi naam van Jesus. Amen. Goed, ek wil nou vra dat Elsie en die mense wat die duiwel gaan vrylaat, gee hulle oor aan Boesman, hy sal vir julle help. Dankie, Elsie, staan maar nader.